Welkom by die Eiendom Akademie Potgooi. Eiendom Akademie is 'n platform waar jy kan leer oor hoe om eiendom op die regte manier te doen en dan bied ons ook vir jou die mentorskap en die gemeenskap sodat jy nie eiendombelegging alleen hoef te doen nie. En nou het ons ook 'n potgooi en op vandag se episode het ek vir Louis Reinhardt genooi om saam te gesels op die potgooi. Hy is 'n eiendomsbelegger, maar hy is ook 'n social media creator wat ander mense leer hoe om eiendomsbelegging op die regte manier te doen. En so dra hy by tot die gemeenskap van Suid-Afrika se eiendomsbeleggers. Dis vir my lekker om vandag saam met hom te gesels hier op die Eiendom Akademie Potgooi en ek hoop julle geniet die content. Dit gaan ons missie wees om vandag ons beste te probeer om ons stories, ons lesse, ons tips te deel sodat jy ook iets nuuts leer oor eiendomsbelegging in hierdie potgooi. Louis, welkom hier. Dis lekker om hier op die potgooi te hê. Lekker man. Ja, is lekker om 'n bietjie Afrikaans te praat vir 'n slag. Ek lag vir potgooi. Dit is die eerste keer wat ek dit hoor, maar ja, dankie man. Ek dink is 'n direkte vertaling. Ek weet nie of interessant, ja. Ja, ek is so gewoond om om Engels te praat. Kyk, ek is Afrikaans, maar ek praat altyd Engels en soos 'n gebroke Engels, soos lekker om actually vir 'n slag 'n bietjie Afrikaans te praat. Ek het gewonder oor dit want jy bly in Bloemfontein, maar al jou content is in Engels. Ja. En dit het ek nogal gewonder soos Ja, dit gaan maar eintlik net oor 'n bietjie verder reach en jy weet obviously nou sal iemand wat Engels is wat nie Afrikaans verstaan nie, nou kan hy nie noodwendig relate nie. So ek het maar net van die begin af gedink. Ek dink daar's obviously meer mense wat Engels verstaan as Afrikaans. So jou reach is maar net groter. Dis 'n hele idee of my redenasie agter dit, ja. Okay, ja, maak sin. Louis, gee vir ons 'n bietjie 'n background op jou portefeulje en wat se tipe eiendombelegging jy spesialiseer. Hoe lyk jou eiendomsportefeulje? Waar is jou properties? Wat se tipe eiendomme is dit? Hoeveel is daar van dit? Wat se tipe strategie pas jy toe as dit kom by eiendomsbelegging? As jy net so 'n bietjie kan uitbrei oor dit. Ja, so ek dink soos meerderheid mense wat begin het ek maar begin met 'n gewone single let property. Jy weet ek het obviously soveel as moontlik consume en mense het nou maar begin met 'n single let. Ek het 2 sulke plekke gekoop te besef ek okay, wow nee. Hierdie gaan verseker nie vir my geld maak nie en dis nou maar hoe ek in multilets ingekom het. Ek het 'n kombinasie van multilets in die sin van studente en dan jong werkende mense. So dit is obviously alles op die stadium is in Bloemfontein. Ek koop maar net in Bloemfontein. Ek sê altyd, jy weet, fokus op die areas wat jy ken en dis nou maar wat ek doen. Ek verstaan die area. Verstaan is vir my om nou sê maar Pretoria toe te kom is challenging want ek ken nie die area nie. So ek fokus op die plekke waar ek ken en is maar mainly multilets op die stadium. So my redenasie is ook selfs al doen 'n eiendom nie noodwendig goed nie, my siening oor dit is om dit langtermyn te hou. Die hele idee is om dit te koop en te hou, jy weet, eintlik om dit glad nie te verkoop op die einde van die dag nie. So selfs die wat nie noodwendig so goed perform nie, word nou gedra deur ander wat bietjie beter perform. So ja, dit is maar half 'n idee. En ek sê ook altyd vir mense, dit gaan nie noodwendig, jy weet, mense is maklik om te sê, jy weet, ek het 20, 30, 40, 50 eiendomme, maar dit gaan eintlik meer vir my oor hoeveel geld dit genereer op die einde van die dag, meer as wat om te sê, okay, ek het 'n portfolio van 100 eiendomme. So ja, ek het nie noodwendig die grootste portfolio nie, maar ek sal sê ek genereer ten minste goeie inkomste van dit ook. Ja, en dan is dit nou maar 'n kombinasie van, ek weet jy like glad nie sectional titles nie. Ek het dit al gesien, maar ek is nogals 'n groot fan van dit teenoor freehold properties. So ek dink dis eintlik nogals interessant. Ek oorweeg letterlik om my freehold properties te verkoop teenoor sectional title properties. Maar ja, so dis half die plek waar ek nou is, ja. Okay, wel kom ons jump sommer in dit in, want ek like nogal dat jy gesê het ek weet dis wat jy sê, maar ek stem weer alweer so, ek like dit. Dan kan ons daaroor chat. So ja, ek het nou op hierdie stadium sit ek op 15 full title properties en die rede hoekom ek daarvan hou om hulle te koop is want jy besit die grond tot in die aarde. Wel ek weet nie of doen jy nie. Ek weet nie hoe ver besit jy die grond af onder tot by die kern van die aarde nie. Maar ja, die idee is jy het beheer want jy kan doen wat jy wil met daai eiendom. Daar's niemand wat vir jou reëls gee nie. Waar as jy 'n sectional title koop, is daar gewoonlik 'n body corporate of iemand wat sê hoorie, jy mag nie so verf nie of jy mag hier deurbreek nie of jy mag hier 'n venster insit of 'n deur insit nie. So ek hou daarvan om te kan expand en te kan change en ek het die volle reg om dit te doen. Want ek kan sê ek gaan 'n gat hier deur die muur sit, ek gaan nog 'n kamer aanbou en ek gaan nog 'n tenant hier insit of
ek wil hom hierdie kleur verf of daai kleur, of ek kan dubbelverdieping gaan. Ja. So dis hoekom ek van full title hou, want dit gee vir jou beheer oor jou property en daar's nie reëls wat jou inperk nie. Ja, nee, verseker. Maar wat jy sê is die counter daarvoor vir sectional title. Kyk, my redenasie is, ek is iemand wat open-minded is in die sin van, wat werk vir my, gaan nie noodwendig werk vir die ou langs my nie. En ek dink is baie belangrik, ek dink mense wat goed doen in eiendom kan maklik voel, hierso, dit wat ek gedoen het werk, maar dit is nie noodwendig reachable vir ander nie. So my redenasie agter dit is, jy weet, ek stem 100% saam met wat jy gesê het met die eiendom, en is waar. Mens kan nie wegvat van dit af nie, en dis hoekom ek ook freehold properties besit, maar, jy weet, ek gaan nie regtig om met dit nie. Op die einde van die dag, die ergste wat kan gebeur is die body corporate kan die levies opstoot. Dis dit. Solank ek cashflow op 'n property en die cashflow wat ek genereer is goed genoeg om shortfalls of repairs, maintenance, levy increases, whatever it is, kan dra, is ek eintlik tevrede. So, ek probeer nie emotionally attached wees aan 'n sekere ding. Dit gaan vir my, dit klink flippend verskriklik as mense dit so sê, maar dit gaan vir my oor die geld, of dit klink verskriklik as ek so sê, maar dit gaan oor die cashflow, ja, dit gaan oor die cashflow wat die deal vir my provide. En, jy weet, mense kan dalk nou sê, byvoorbeeld, 'n freehold property kan meer mense akkommodeer, en jy kan meer geld maak van dit, maar dit gaan ook neerkom op hoeveel geld moet jy insit in daai deal. So, my favorite ding is cash on cash return, hoeveel geld moet ek spandeer, en wat is die return wat ek op dit kan kry, en met body corporate, of met sectional titles, kry ek elke liewe keer 'n beter cash on cash return, want die geld wat ek moet insit, compare tot die geld wat ek kan terugkry, is elke keer meer. So, byvoorbeeld, sê nou maar soos 'n tipiese studentehuis, is 'n baie aggressiewe manier om cashflow te genereer. En ek sê vir jou, dit maak my naar, want dit is baie harde werk. En jy moet klomp kapitaal kan gaan spandeer om daai projek aan die gang te kry. So, ons kan dit nou doen, jy weet jy kan aangaan met dit, jy weet waarvoor om te soek, jy weet wat se areas om te invest, maar kom ons dink aan iemand wat nou net begin. Dit is nie noodwendig, jy kan finansiering kry vir 2 miljoen rand huis, meerderheid mense sal kan, maar om die kapitaal te gaan kry, om dit te kan omskep, gaan 'n ander storie wees. Maar, ja, weer eens, ek dink dit kom daarop neer, dit beteken nie omdat ek hou van sectional titles, jy moet sectional titles koop. Ek dink wel wat belangrik is, en dis wat ek like van, sê maar die goed wat jy sê is, jy moet bewus wees van daai issues, en bewus wees van die risiko's wat saam met dit kom, want dis soos enige investment, daar is risiko betrokke. So as jy nie, jy weet, prepared is om daai risiko te mitigate nie, dan gaan jy jouself bietjie brand. So dis maar eintlik waarop dit neerkom. Ja, en ek dink een van daai risiko's is, baie youngsters wil in eiendom inkom, en dan sal hulle my sê net maar message en sê, Albert, ek het hierdie flat gesien wat ek kan koop, ek wil inkoop nou. Dan dink ek by myself, okay, soos wat jy sê, dit gaan oor cashflow, en vir my gaan dit baie oor return on investment. Nou sê jy, ek koop hierdie sectional title, maar ek kan R7,000 'n maand hieruit om uitkry, want dit is 'n flat, 'n single let, maar ek betaal 1.5 miljoen vir hom. Maar as jy net so bietjie ander kant die area, ons het net nou gepraat hier oor die moot, so Hatfield sit net daar, en daar kan jy vir 1.5 miljoen rand 'n flat koop, dan kry jy so R7,000 'n maand. Waar aan hierdie kant van die berg waar ons nou is, kan jy vir 1.5 miljoen rand 'n hele huis koop. En dan moet jy 'n paar changes maak, en jy moet 'n bietjie kapitaal insit, maar jy kan hom vir 1 miljoen koop, en dan nog 500 insit, dan is jy ook op 1.5. En dan kan jy R30,000 'n maand uit hom uitkry, as jy hom run as 'n multi-let. En dan voel ek net altyd soos die ouetjies kom in, nou is hy in 'n 25 jaar bond, of in 'n 30 jaar bond, maar sy property cashflow dalk R1,000 of R500 of dalk 'n negative cashflow. En dan sy half stak. Ja, kyk, dis wat gebeur. 30 jaar, en sy affordability is opgebruik. Daai is die groot probleem, en hy kan nie nou nog eiendom koop vir die volgende 30 jaar nie, want kyk, dis die realiteit, en dis letterlik ek begin het, ek het 'n flat gekoop, en dit was 'n single let, en het my geld gekos, en ek besef, oor hierdie gaan nie vir my werk nie. Ek dink wel, die probleem is nie noodwendig die tipe investment nie, of nie die tipe eiendom nie, dis meer die strategie. Want ek wil realisties, as jy 'n huis koop in die moot, en jy sit 'n single huurder in dit gaan best 'n break-even deal wees. So dit gaan meer oor die mentaliteit van, om dit in 'n multi-let te verander, en die potensiaal te sien van die eiendom, meer as die tipe eiendom self. Jy weet, ek help mense wat nou onlangs 'n plek in Hatfield gekoop het vir R900,000, en hy genereer R23,000 inkomste. Maar, en is dit 'n sectional title? 'n sectional title plek. So maak jy 'n sectional title dan ook 'n multi-let? Ja, dis die hele idee. So, kyk, en dit kom daarop neer, nie elke plek werk nie, dit gaan oor die layout, dit gaan oor die area, dit gaan oor hoeveel badkamers daar is, dit gaan oor die vloeroppervlakte, verstaan? So, dit is nou maar waar experience inkom.
jy weet ek het 'n 2 slaapkamer, 1 badkamer, 2 garageplek gekoop, 60 vierkante meter. Dis jou tipiese Jaco Grobler sê altyd jou vanilla type investment. Yes. En dis letterlik wat dit is. Dit is wat mense sien as goeie eiendomsbelegging. Maar dit kan net sowel 'n huis ook gewees het. Jy weet as ek nou dink aan Bloemfontein, jou northern suburbs, betaal jy R2 miljoen vir 'n 4 slaapkamer huis of wat ook al en jy gaan lelik geld verloor as jy iemand daarin sit as 'n huurder. Maar om die mentaliteit te hê om dit te verander, dis waar die skill inkom sou ek sê. Jy moet bietjie kreatief wees. Ja, Ek sê altyd soos imagine gou jy was 100 jaar terug, wat het jy betaal vir eiendom? ja, dit maak my net kwaad. en jy kan ek dink as jy dink aan ons in my familie was daar nou geen eiendomsbeleggers nie. Ek's eerste een in my familie, maar die mense wat daai tyd geleef het, Ja. hulle kon op 'n gewone salaris kon hy 'n eiendom koop. Hy kan een huurder daarin sit en hy sal cashflow positief geld in sy sak sit. Ja. Ek dink in vandag se ekonomie is dit nie meer moontlik nie. Jy moet bietjie creative wees. Ja, jy moet soos 'n ander tipe strategie uitwerk, jy moet buite die boks dink. Ja. Jy moet structures verstaan en jy moet verstaan die strategie en return on investment dat jy seker maak jy het 'n investment en nie 'n liability nie. Ja. Ek dink dit kom neer op education. Soos enigiets, anything worth pursuing is going to be hard. So dit gaan moeilik wees om dit uit te figure en jy gaan heel moontlik eers 'n bietjie foute maak, maar dit kom maar daarop neer van jy moet gaan soek vir 'n beter manier. Ja. Okay, so jy het predominantly sectional title properties wat jy dan omsit in kommunes ook. Ja, noem dit nou maar kommune, ja. Okay. En dan het ek op jou socials gesien, jy het 'n video gemaak waar jy gesê het moenie jou eie huis wat jy self in bly besit nie. Huur eerder en dan invest jy in investment properties. En toe het jy so 'n bietjie van die risks verduidelik op die video van jy weet hierdie ding kan lek en daai ding. Ja. Kom ons praat daaroor. Ek kry daai vraag verskriklik baie. Mense sê vir my Albert Grant Cardone sê moenie in jou eie huis wat jy self besit bly nie. Huur eerder en invest in ander properties. Daar's 'n paar ander influencers wat dieselfde opinie het en dan sal weer 'n hele klomp ander influencers soos Dave Ramsey wat weer sê nee, koop jou eie property, bly in jou eie huis en betaal hom af. En 'n paar ander wat sê nee, bly in jou eie huis, besit jou huis waarin jy bly. Ek sal nou my strategie deel oor dit, maar kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Hoekom sal jy sê jy moet dalk eerder huur? Ja, so kyk weer eens, dit kom maar op neer. Almal is uniek en almal het hulle eie dinge en hulle eie inkomste, hulle eie challenges. Dit is nie 'n one answer fits all. Jy weet, jy kan nie dit net so antwoord nie. Wat ek wel kan deel is hoe ek dit doen. En soos jy net sê hoe jy dit doen. Ek besit my eie huis. Ek het gehuur en ek het besef dis sleg, dis onnodig. Kom maar kyk. Dis eintlik half hoe ek introduced was in eiendom is om te dink oor ek wil ook my eie eiendom besit. Ek dink wat baie keer gebeur is mense maak 'n emotional connection aan eiendom wat ek haat, want dis soos die idee van om 'n eiendom te besit laat mense dink jy is suksesvol. As jy sê jy's 'n homeowner, soos ek sien letterlik vriende dan hou hy sy sleutel op en hy sê ek het my eerste eiendom gekoop en ek bly in hom, dan dink ek soos jy het eintlik letterlik jouself nou so vasgemaak hier. Ja, vir 25 jaar. Ja, vir 30 jaar, want jy het geen ander inkomste nie. En daar's niks fout daarmee nie, net daar's 'n ding wat Alex Hormozy sê, net omdat ek dit nie so like nie, beteken dit nie jy hoef dit nie so te like nie. Dit beteken net ek prefer om my lewe te lewe op 'n ander manier as wat jy verkies en dis fyn. Wat ek verkies is om wel ergens te bly, want ek moet ergens slaap. So hoekom kan ek dit nie net in my eie huis maak nie? Verstaan? So hoekom koop ek nie net 'n plek nie? Ek dink wat baie keer gebeur is mense over budget vir wat hulle koop. So kom ek sê soos met die eerste plek wat ek gekoop het, ek het sê R5.500 huur betaal. As jy 'n plek kan kry wat jou sê R5.500 of R6.500 kan kos en jy kan hom koop met al daai uitgawes, dan is dit half justifiable om daar te bly want dit is kind of dieselfde idee. Maar wat baie mense gaan doen is hulle gaan van R5.500 se huur na R12.500 of R15.000 se maandelikse paaiement. Dit maak net nie sin nie. Want hulle wil eintlik daar leef. Dit is presies maar hulle kan dit nie afford nie en dan dink daaraan as emotional connection. Dit is soos hoe mense is, hulle wil hê mense moet dink hulle doen goed en is suksesvol. En om te kan wys jy bekostig hierdie huis of ry hierdie kar of wat ook al dit is, mense konnekteer sukses met materialistiese goed wat stupid is. En maar weer eens dan kom ek terug. Ek sê in daai video ook, jy weet, ek besit my huis, ek het 'n primary residence en dis die slegste investment wat ek al in my lewe gemaak het want dit kos my duisende rande elke maand.
maar die verskil is my cashflow positive property portfolio dek die uitgawes van daai eiendom. So, dit hang ook af hoe jy in dit in wil kom. Baie mense wat hulle gaan doen is hulle gaan koop hulle eerste huis as hulle primary residence. Nou, jy het gepraat van affordability. Nou is jy stuck, want jy het 'n R2 miljoen se huis gekoop met 'n R2 miljoen affordability. In daai scenario, jy weet, maak dit net nie sin. Nou het jy niks meer spasie om 'n investment te maak nie. Ja. En ek het nou dag ook vir 'n ou gesê, as jy net daai bietjie affordability het, dis fine. Hier dan eerder die ander eiendom waarin jy bly en gebruik jou affordability om 'n investment property te koop sodat jy daai affordability kan gebruik, want anders is jou affordability op en nou kan jy nie meer invest nie. Dis presies dit. En ek stem saam met jou, koop jou investment properties wat genoegsaam is om jou eie huis te kan dek. Ja. Wat ek nou gedoen het met my eie huis is ek het gegaan vir 'n capital appreciation strategy. So my multi-lets generate vir my cash flow en dit is soos 'n cash cow waaruit ek nou eie inkomste genereer. Maar dan het ek nou begin met development projekte waar jy bou die huis nie vir 'n huurinkomste nie, jy bou dit vir capital appreciation. Ja. So byvoorbeeld jy koop die land vir R1 miljoen, jy kom in en jy bou vir 2-3 miljoen en dan re-evaluate jy vir 6 miljoen. Nou het jy 'n asset gecreate en jy het wealth gecreate in plaas van om net te fokus op die cash flow daarvan of op die huurinkomste daarvan. So dis wat ek gedoen het. Ek het gesê, okay, hierdie properties is ek baie erg op, soos ROI, overspend nie, bare minimum, geen emosionele besluit nie. Jy weet, alles gaan net oor return on investment. En dan kan jy daardie inkomste gebruik om dan te invest in capital appreciating eiendomme. En ek vir myself so 'n huis gebou waar ek weet hierdie property het baie waarde, hy gaan baie groei in die toekoms en dit is my strategie hierso in plaas van 'n rental strategy. Ja, ek dink is slim, dit maak 100% sin. Ek dink jy weet, ek neem aan is jou idee om dit dan eventually te verkoop of bedoel jy refinance hulle dan ook? Ja, ek refinance en vir die volgende generasie. So in die ou dae was daar altyd 'n oupa wat 'n kasteel gehad het. As jy nou kyk na die royal families, right? Hulle het 'n kasteel gehad. En dan wat hulle doen is die nageslag leen teen die kasteel se value. En dan leef hulle hele lewe uit met daai geld. So kom ons sê die kasteel is 10 miljoen rand werd. Hulle leen 5 miljoen, leef dit uit en hulle life insurance policies refund weer die kasteel se skuld. Ja. Dis die waterfall method van die Oppenheimers. So of die Rockefellers. So dan wat ek nou probeer doen is ek probeer 'n kasteel bou. Nou dit is dalk nou nie. Maar ek verstaan jy 'n groot kasteel nie, dis dalk. Ja, maar dis die groot kapitaal wat op een plek is en separate properties wat 'n kasteel vorm wat baie asset value het. Dan kan die volgende generasie teen daai asset value leen. So byvoorbeeld ek het nou 'n huisie in die Moot gebou wat kan re-evaluate vir so 6.8 miljoen en dan is ons 'n huis in Agulhas gebou wat nou ge-re-evaluate is vir net so onder die 8 miljoen. So dis high, jy weet, investment properties. Jy gaan vir groot value. Want nou kan jy daai value leverage en as jy wil dan nou gebruik om nog ander investment properties te koop of vir die volgende generasie, hulle kan die hele leeftyd uitleef teen daai eiendom. En as hulle sou afsterf, dan het hulle 'n life insurance policy wat net daai weer terugbetaal aan die bank en dan kan die volgende generasie weer teen dit leen. So dis wat ek doen met my eie properties waarin ek bly. En ek dink as jy daarna kyk, dan kan dit 'n goeie investment wees van dit 'n ander strategie. As jy sou bly in jou eie huis. Ja, kyk, is obviously 'n highly leveraged strategy eintlik maar net. En ek dink dis ook nou weer half 'n ander gesprek, jy weet, hoe voel jy oor cash teenoor leverage? Obviously kan ek nou aflei, maar baie mense is absoluut teen leverage, jy weet, in die sin van, soos ek verstaan 100% wat jy verduidelik, dink is 'n moeilike topik om oor te gee aan mense, om te dink, maar hoe betaal jy dit terug? Hoe kry jy toegang na daai geld? En al daai moeilike dinge wat, jy weet, jy al lank al uitgefigure het en wat tyd vat om uit te figure. Maar mense is prone, jy weet, om te dink, cash is king, koop 'n plek kontant en dit is joune. Dit kom neer op daai full ownership. Realisties of jy 'n plek kontant koop of nie, hou op jou rates en taxes betaal, dink jy dit gaan jou plek bly? Verstaan, realisties, ons besit niks nie, ons word goed geleen hier op aarde, dis my mentaliteit. So, hoe voel jy oor cash? Soos, as iemand vir jou vra, jy weet Albert, moet ek kontant koop, moet ek 'n lening kry,
Ek dink leverage is die 8ste wonder van die wêreld. Ja. So ek hou van om property te leverage. Daar's wel vir my 'n limit. Ja. So jy moet genoeg cash ook on hand hê. Ja. Daar's baie eiendomsbeleggers wat op social media sê ek het 60 eiendomme of ek het 70 eiendomme, maar dan skuld hulle soos 95% van daardie portefeulje. Ja. Wat beteken hulle besit eintlik net 5% van die value. Ja. So ek het 'n reël dat my leverage moet nooit oor 50% gaan nie. Huidiglik staan ek op 38%. So as jy my hele portefeulje vat, is daar leverage, Ja. maar net 38% van dit. Die res is dan nou cash. Ja. En wat ek sal doen is ek sal nog steeds die property 'n flexiebond opvat, maar ek los die geld net daarin. Dis slim, ja. En dis nice vir 'n ek weet nie 'n emergency fund vir Mauritius vacation. as iets fout gaan op. Ja. En as jy dalk 'n property wil cash koop. Ek het nou in die laaste 2 jaar het ek my laaste 3 multilets wat ek gedoen het, dat ek al 3 cash gekoop. Want ek het flexiebond oop op van die ander eiendomme. Kom maar iets oor my tafel. Dis 'n great deal. Die laaste een wat ek gedoen het net hierso af van die straat. Die agent het my gebel en gesê Albert, hierdie is jou tipe property. En voordat sy dit nog gelist het, Ja. toe sê sy kom kyk gou. Toe gaan ek daar, ek ontmoet met die eienaar, ek ontmoet met die agent, ek sê van okay. Ek vat hom nou. Sy het hom nog eers gelus nie. Toe skryf sy die aanstellingsbrief en teken dit saam met die eienaar dat sy nou die agent mag wees. En toe saam met dit toe teken ek die OTP en op die spot het ek die property gekry en dit is net omdat ek kon sê ek het cash. Ja. Obviously is dit geleverage teen van die ander eiendomme, maar dit gee vir jou jy weet hustle money, Ja, dit kom eintlik neer op cash flow in die sin van of dit geleende geld is of nie. As iemand vir jou vra, gee vir my R1 miljoen nou kontant. Meeste mense sal nie dit kan doen nie. Of dit geleverage is of nie, dis fisiese kontant wat jy vir iemand kan aanbied. Ek dink dis 'n groot advantage om te kan sê hoor jy koop hierdie plek cash en jy het heel moontlik dit vir aansienlik minder gekoop as wat jy sou as jy dit moes finansier. Wat ook 'n groot voordeel is. En ek het al huise gekoop wat die bank nie wil finansier nie. Ja, okay. Dis die een hier om die draai. Dis die derde straat af. Het ek daar gekom, toe is al so groot kraak in die muur. Soos hy gaan so tot af in die fondasie. Die een hoek van die huis het bietjie geval. Jy kon jou arm deur deur die gat in die muur. En die banke was net soos van nee. Maar die huis langs aan daai huis is geëvalueer vir so 2 miljoen en die huis aan daai kant van die huis is ook so 2.2, 2.4. En niemand, die bank wou nie hierdie back nie. So toe koop ek daai huis vir R980,000. Al wat dit nodig gevat het was my team, ek het my team op site gesit. Ons het daai bricks als uitgekap, nuwe bricks ingesit, die hoendermesh ingesit, weer oorgepleister. Daar's 'n kraak gefix. En nou het ek basically 'n R2 miljoen se asset wat ek gekoop het vir 980 net omdat ek kon cash inkom. Ja, dis 'n massive advantage. Ek dink wat mense, dis maar altyd snaaks, mense maak 'n redenasie van ek wil kontant koop, dan sê soos okay, maar koop dit kontant, ek het nie kontant nie. So mense wat kontant wil koop, is mense wat gewoonlik nie kontant het nie. As ek sien dit as jy die opsie het om te kies, wil jy dit cash doen of wil jy dit leverage? Dis eintlik waar jy wil wees op die einde van die dag. Dan kan jy besluit wat jy wil doen. Ja, ek dink vir meerderheid mense, kyk as jy kyk soos Dave Ramsey, ek dink min mense weet hoekom is hy so cash. Hoekom fokus hy so op cash, want hy het bankrupt gegaan oor baie slegte lenings, hy het soos korttermyn lenings gebruik om eiendom te koop. En dit is kind of toe kom 2008. Verstaan, so ek sou ook net wil cash koop as ek daai besluite geneem het. En ek dink dit is jy kan nie buite konteks iemand se opinie lewer en almal moet net saamstem daarmee. Alles het jy moet kyk na die perspektief. Almal het 'n ander perspektief. So in so 'n geval weer eens, ek stem saam met wat Dave Ramsey sê. Dit beteken nie ek gaan dit so doen nie of wat Grant Cardone sê. Jy vat bietjie hier, jy vat bietjie daar en jy kombineer dit in 'n manier wat dit sin maak vir jou. Dit is my mening, En soos ek teach, jy kan tot op 50% leverage gaan op 'n eiendom. Dis wat ek oral as ek video's maak sê ek gaan jy kan leverage tot 50%, maar nie meer as dit nie. Maar my eie portefeulje is net 38% geleverage. En die rede daarvoor is ek employ my pa, ek employ my ma, ek employ my broer. Jy weet, daar's baie responsibility op my skouers en ek kan nie soveel risk vat soos ander eiendomsbeleggers dalk kan vat nie. Want as Suid-Afrika se ekonomie sou drop of die property pryse val, dan sit ek op 38% skuld. So dit beteken property pryse kan baie val voordat ek in die moeilikheid sal kom. Waar ander ouens kan ook bietjie meer risk vat en hy is dalk op 'n 70% of 'n 80% leverage, maar hy het ook nie so baie dependence of mense wat staat maak op hom nie. En as dit sou val, kan hy dalk 1 of 2 properties laat gaan.
Ja, ek dink weer eens dit kom op konteks uit, jy weet, soos daai wat jy nou verduidelik het, dit maak 100% sin. Waar ander mense is dalk single persoon, geen responsibility nie, 100% leverage maak sin. Soos my mening is, hoe ouer jy raak, hoe meer moet jy begin afbetaal. Daar's soos om te compare, wil jy 1 miljoen rand se afbetaalde eiendom hê of 100 miljoen rand se portfolio wat geleverage is en daar sê maar 10% afbetaal. Ek sal die 10% vat elke dag, want dit is meer net worth. Maar weer eens, dalk kry ek nou familie, ek het mense om na te kyk en iets kan gebeur en dit is risiko. So dit kom neer op risiko. En nie almal het dieselfde risk appetite nie. En kan dieselfde risk vat ook nie. En ek dink mentally wise is dit nie maklik, jy weet, ek ken vriende wat sê maar nie die kapasiteit het om 'n kredietkaart te bestuur nie. En ek bedoel dan dink ek vir myself soos hierdie is soos pre-grade A level staff, maar jy kan nog steeds nie 'n kredietkaart manage nie. En daai persoon moet nie eiendom gaan koop nie, want dit gaan nie werk nie. So dit kom ook daarop neer. En jy wil lekker slaap in die aand, man. Ek is nie stres oor geld nie, dan maak jy geen geld nie. So Ons doen eiendomsbelegging vir vryheid, vir peace of mind, vir wealth creation. So jy wil nie jouself so diep in die skuld kry en jy moet elke maand stres oor hoe gaan jy hierdie paaiement betaal. Dan is dit ook nie die regte leefstyl om te leef nie, want dan mis ons die punt van vryheid en van peace of mind. Jy kan nog steeds vryheid create met 'n 100% leverage portfolio, maar dit kom neer op cash flow en reserves en risk mitigation. Dis eintlik maar waaroor dit gaan. Ek wil kyk na iemand soos Robert Kiyosaki wat biljoene dollars skuld en dit is soos die most comfortable guy ooit. Hy slaap lekker in die aand. En dit is ook totally fine en dit is bietjie meer my approach. Ek sê altyd vir mense, ek kan my portfolio settle, maar hoekom sal ek wil, want dan gaan ek half stagneer. Jy gaan sit met massive tax issues, verstaan, so ek is jonk, ek het nog half die fight in my om dit te doen en die mentality om dit te kan vat. Hoe ouer jy word, hoe meer kan jy fokus om die plekke af te betaal. Dis my siening. Maar weer eens my situasie is natuurlik baie anders. So kom ons praat oor dit. Kom ons praat oor inflasie. Ja, ek dink inflation is hierdie ding wat mense nie eintlik lekker verstaan nie. Maar dit is 'n real ding. Jy weet met eiendom, met stocks, met besigheid, met alles wat mense doen. Ek bedoel, dis letterlik daar 'n redenasie van toe ek jonk was en my ma het petrol ingegooi vir R5 'n liter of wat ook al. Dit is hierdie ding wat mense letterlik al hoe meer arm maak op die einde van die dag. Ek dink die simple explanation kom daarop neer is of daai quote kom van, jy weet, iemand wat employed is, gaan elke jaar max sy inflation matched increase kry by sy salaris. Dit is hoe dit werk. Maar daar's jare waar inflasie meer is en hulle kry dalk minder increase. Wat die ryk mense doen, en dit klink snaaks as mense so sê, maar die slimmer mense koop bates wat of trek hou met inflasie of inflasie hopelik beat. En dan die kombinasie met eiendom met leverage is iemand anders te betaal jou paaiement af wat dan gaan trek met inflasie en jy kan jou geld gaan gebruik om weer eens Mauritius toe te gaan wat ook al. Ja, Mauritius klink nice. Ek het 'n video gemaak die ander dag waar ek gesê het eiendom is 'n perfekte protector teen inflasie. Ja. Want eiendom groei saam met inflasie. Ja, so as 'n wortel, ja, inflation hedge, Yes, want as 'n wortel R2 meer raak by Spar, dan word my property R200 000 meer in die property mark. En ek het baie uitgekry oor my opinie op dit en wat ek gesê het. Maar wat ek dink mense nie verstaan van inflasie nie is, hulle sê op Google inflasie in Suid-Afrika is 3.6% of 4% of wat ook al dit is op die stadium. Maar hoe die ekonome dit bepaal, het ek later uitgevind, is hulle vat 'n mandjie van goed. Soos hulle vat die prys van brood en die prys van melk en die prys van ek weet nie. Ja, dis 'n core services, core goods en core services. En dan bepaal hulle hoe hierdie goed gegroei. Ja. Maar wat hulle uitlos is soos elektrisiteit wat opgegaan het met meer as 20%, met transport wat opgegaan het met meer as 60%. Dit include nou fuel en busse en vliegtye en goeders. En hulle los al daai goed uit. So vir die ou wat net die brood en die melk koop, hy experience die 3.6. Ja. Maar vir ons wat jy weet dalk vlieg en travel in 'n kar waar jy petrol moet gooi, jy weet krag en water en ligte het wat jy moet betaal. Ons experience eintlik closer aan 'n 12 tot 26% inflasie. Nou kan jy imagine as jy nou nie 'n eiendom is wat ook pas hou by dit nie. As jy jou geld in 'n S&P 500 sit en jy kry jou 10%, dan is jy actually besig om
stadig maar seker armer te word. So ek glo baie erg 'n property is 'n inflation hedge, sodat jy nou genoem het, en dat jy as jy in eiendom is, sal dit byhou by inflasie en dan kan jy self actually beskerm teen dit. Maar ja, ek het baie vlek gekry oor daai opinie. Ja, Ek weet nie hoe jy daaroor voel om eiendom te gebruik as 'n inflasie beskermingstegniek. Ja, ek stem saam met dit. Ek dink weer eens skuld kan nog 'n groot invloed hê op dit ook, want jy spandeer vandag se geld om iets te koop wat kom ek sê so, iets wat Robert Kiyosaki byvoorbeeld doen is, hy koop eiendom, hy leverage dit cashflow, na ruk refinance aan hy geld en hy gaan koop goud. Want goud beat inflasie oor 'n lang termyn. Dan praat hy van hy sal eerder sy skuld hê in 'n ding wat actually opgaan in waarde in plaas van skuld hê in iets wat afgaan in waarde, wat currency is. En ek dink as jy dieselfde prinsip kan toepas, kan jy regtig baie meer geld maak en inflasie is dan eintlik jou vriend op die einde van die dag. Maar as jy, soos ek weer eens sê, as jy 'n employee is en jy het nie enigiets soos eiendom nie, dan gaan jy letterlik suffer. Dit gaan letterlik voel na ruk of jy nie meer kan lewe nie. En dit is realiteit, dis wat gebeur. En jy kan in 'n 2 miljoen rand eiendom inkom met 200 000 rand sê nou maar. En die res leen jy. Maar jou groei is op die 2 miljoen. Ja. Nie op die 200 nie. Ja, verseker, jy kan met wat kos dit om 'n 2 miljoen rand plek te transfer en te register? 60, 70 000, bietjie meer. Sê 80 000 rand. Ja, dis wat jy eintlik 80. kort. Ja. So dit is bekombaar vir meeste Suid-Afrikaners en ek dink dis ook 'n groot advantage hoekom eiendom so appealing is vir baie mense is jy kan 'n average ou wees met 'n average inkomste, average intelligence en jy kan goed doen in eiendom. Dit is nie rocket science nie. Property is baie forgiving. So jy kan stupid stuff doen en jy kan nog steeds Baie foute maak. Ja, jy kan foute maak en jy kan eintlik nog redelik goed afkom van dit af. So ja. Ja, ek dink as jy dit ek vergelyk dit altyd met 'n investment fonds. As ek sê nou maar 200 000 rand cash het. Ja. En ek moet daai besluit wat gaan ek doen met daai 200 000 rand cash. Ek kan dit in 'n investment fonds sit en ek kan 10% kry op die 200 000. Ja. As jy lucky is en is 'n decent fonds kan jy kom ons sê stabiel 10% kry. Ek kan die 200 000 rand vat en dit in 'n eiendom insit as 'n deposito of 'n renovation amount as jy 100% lening kan kry. Dan kry ek my 5 of 6% wat die property mark groei op 'n 2 miljoen rand se bate. So ek het 200 ingesit en ek kry my return net op die 200 as ek invest in een of ander fonds. Maar as ek invest in property, sit ek 200 in maar ek kry return op 2 miljoen. Ja. En ek dink dit is 'n agste wonder van die wêreld. Ja. Want jy kan 200 insit maar jy kan 'n return kry op 2 miljoen. Ja. Se investment. En yes, obviously jy betaal 'n fooi om daai geld te leen. Maar as jy kan 'n property kry wat 15% return on investment doen en dis soos die minimum wat ek voel 'n property moet doen as jy 'n eiendomsbelegging maak, moet jy at least 15% return on investment uit hom uit kan kry. Anders moet jy jou geld eerder by 'n ander plek invest wat minder moeite gaan wees. En dan as jy dan nog bo-op dit die inflasie van 5% kry, dan het jy about 20% groei op daardie eiendom en jy betaal dalk 9 of 10% vir die skuld wat uitstaande is. So jou net daar is about 11% of 10%. Dit is presies dit. So ek wil dit kom daarop neer ook met 'n leverage portfolio. Jy kan dit doen oor en oor en oor met geduld en regte risk mitigation, dan kan jy weet in plaas van een plek te koop met 200 000 rand, koop jy 20 plekke. En dis kind of die hele idee agter. So ja, dit is 'n groot advantage. Ek dink die main advantage van eiendom is leverage. Jy weet soos baie mense praat van stock investing en ons obviously creators al buite wat sê maar property direk compare met iets soos die S&P 500 of die MSCI World of wat ook al. En dan dink ek altyd vir myself, hulle compare daai fonds met 'n single let property. Obviously lyk dit baie beter. En as jy dit compare met 'n multi-let, iets met sommer 15% return on investment, dan lyk dit dan maak dit nie wys vir jou 'n hele ander prentjie. So ja. Hoe lyk die property in Bloemfontein? Kyk, Bloemfontein is 'n lekker mark. Hoeveel betaal jy wat vir 'n 3-slaapkamerhuis? Lekker van groot tuin. Ja, gedang af van die area. Kyk, die Northern Suburbs is pricey. Dit is duur, jy kry regtig proper huise daar. Mense sê altyd byvoorbeeld daar's glad nie groei in Bloemfontein. Maar as jy kyk sê net maar soos Lightstone reports of TPN reports,
Dis 'n average van al die eiendomme in Bloemfontein. So obviously het jy jou goeie plekke en jou slegte plekke en hulle average jou groei op al daai plekke. Maar daar's massiewe groei in die Northern Suburbs. Daar is, as jy weet wat om te koop en jy koop dit teen die regte prys, markwaarde en jy hou bietjie van properties, kan jy baie goeie groei sien. Maar sien maar byvoorbeeld in die suide is daar plekke soos Fugard Park. Jy ken al Fugard Park. Daar's baie nice huise en dit kan enigiets van 1.7 miljoen rand na 5 miljoen rand wees. Dit hang af van sy straat en naby wat hy sit. En dan kry jy nou weer die Northern Side soos dan Pienaar, Rewelsig, Pentagon Park, daai tipe plekke. Eiendom is pricey daar. Jy weet soos 'n 3-slaapkamer huis sal 20-30% meer kos vir minder as wat jy jy kry minder met nou maar soos daar's nie noodwendig 'n braai area nie of dalk nie noodwendig 'n dubbel garage nie en die plek sal duurder wees as wat hy kos in syde. Want jou demand is meer daar, dis 'n veiliger area, jy weet, daar gebeur meer so. Maar ek wil die enigste nadeel van Bloemfontein is daar's 'n supply shortage met goeie eiendomme. So dit stoot demand op. Dis eintlik 'n voordeel. Dis presies. So demand in daai areas is baie hoog en dit maak dat sekere neighborhoods se pryse groei verskriklik want daar is 'n shortage van supply. En dit is weer eens dit kom daarop neer. Nou kyk mense na Bloemfontein in geheel en sien daar's 'n 2% groei in eiendom. Dit is nie noodwendig die hele prentjie. Dit is soos vir my 'n kleintjie dood. Daar's soveel ouens daar wat coach. Gaan op hierdie report, gaan kyk daai. Hulle het sisteme waar jy nommers intik en dan gee dit vir jou. en ek dink byvoorbeeld dieselfde met my area en hier in die Moed. In Kilner Park, ek vertel altyd hierdie storie want dit is letterlik op my gebeur. In Kilner Park is daar 'n stroompie wat deur die middel van Kilner Park gaan. Nou as jy op Property 24 of Lightstone of whatever kyk, gaan hy vir jou sê die average prys vir 'n eiendom in Kilner Park is 1.3 miljoen. Nou as jy aan hierdie kant van die stroompie koop, is dit turfgrond, die huis kraak uitmekaar uit, dis langs 'n industriële area, Silverton. Daar's blue collar workers wat jy daar gaan deurloop, dis high crime area. As jy aan hierdie kant van die stroompie koop, is jy naby Queenswood wat 'n nice Planet Fitness en 'n Woolies het. Dis solid grond, dis nie turfgrond nie, groter erwe. Nou gaan 'n ou wat nie Kilner Park ken nie en hy sê van okay, average price is 1.3 miljoen. Nou kry hy 'n property vir 800,000. Hy weet nie dis aan daai kant van die stroompie nie. Nou dink hy, hierdie is 'n deal, jy weet, ek gaan hierdie koop, ek gaan baie geld maak. En dan kom hy daar en dan is daai property, ek sou nie as daai property koop vir 800 nie. Dis overpriced. So ek sal niks meer as 600 spandeer in daardie area nie want ek ken die area, ek weet waar aan gaan. Aan die ander kant van die stroompie as jy daar 'n property kry vir 800, is dit 'n deal. Ek sê ewen 1 miljoen daar of 1.3 betaal want dis nog steeds 'n deal. Daar kan jy gaan tot op 1.8, 2 miljoen ewen vir 'n eiendom. En mense sal nie dit weet as jy net na die nommers kyk nie. En daar's soveel ouens al buite wat coach. Hier's 'n stelsel, hier's nommers, hier's grafieke en dis hoe jy jou dingetjie uitwerk, maar jy moet die area ken. Ja, so wat is die ratio in terme van jou area tussen koop en verhuur? Want as ek nou hier in die Moed kyk, ek kan byvoorbeeld koop vir net so oor 'n 1 miljoen, so 1.1, 1.2, dan kan ek dit in 'n multi-let verander met nog so 400,000, so kom ons sê sit op 1.5. Dan het ek about 8 tot 9 kamers wat vir my 3 'n maand kan gee. Ek kan hier in hierdie area so 3,500 vra tot 4,200 vir 'n kamer om uit te verhuur. As ek 'n 2-slaapkamer woonstel het, dan is dit enigiets tussen 5 en 7,000 in my area. So dit beteken ek kan inkom vir 1.5 en ek kan so R30,000 uithaal. Hoe lyk daai ratios in Bloemfontein? Is dit hoër, is dit laer, is dit similar? Kyk, weer eens daai som moet jy maak om te kyk hoeveel moet jy spandeer. Of dis hoe ek dit sien. Jy weet, jy kan nou kyk na net yield. Kom ons sê jy kry 30 in, jy kry cash flow, ek weet nie, R5,000 'n maand na al jou uitgawes, na al jou skuld, kom ons sê is 'n 100% leverage portfolio. En jy vat jy 5,000 maal 12 gedeel deur jou aankoopprys van 1.5 miljoen rand. Dit net yield, dis great, dit help en goed is, maar vir my gaan dit oor cash on cash return, jy weet. Kom ons sê jy kry R5,000 'n maand maal 12 gedeel deur die hoeveelheid geld wat jy moet fisies neersit. Dis wat vir my saak. So jy sit net jou 400 onder die lyn. 400 op jou investment geld. Noem dit acquisition cost. So hoeveel moet jy betaal om dit te acquire? Transfer, registration cost, as al depositos was, as al renovation cost was, holding cost, wat ook al dit is. Dit is fisiese cash, want dit gaan oor comparables.
maak dit meer sin om my R400,000 hier in te stoot en ek kry 'n 15% return on investment of ek investe daar. Dis al vir julle idee. In Bloemfontein kyk, dit hang af wat dit is. Met multilets sou ek nie noodwendig sê as jy nou kyk na 'n huis soos dit wat jy van gepraat het, dink ek dit sal soortgelyk wees, dalk bietjie minder. So dalk 2800 'n kamer byvoorbeeld. Ja, en vir soos 'n 2-slaapkamer flat, soos nee, kyk dit hang af, jy weet, praat jy nou van soos 'n granny flat. Ja. Nee, die huurmark in die noorde vir granny flats, 1 slaapkamers, 2 slaapkamers is massive. Soos jy kan sê nou maar byvoorbeeld 'n 1 slaapkamer in die noorde kry vir R7,000. Okay. Verstaan jy? So, maar dit hang af hoe die plek lyk, waar presies hy sit, waar in die suide kan jy baie goedkoper regkom. Die ding is ook, nie almal wil sê maar R7,000 betaal en 'n erfdeel met 10 ander ouens nie. Verstaan jy? As jy multilets doen en dis deel van die game, jy veroorsaak eintlik jou huur om af te gaan as gevolg van die hoeveelheid voete wat jy op 'n erf het. Dit is maar net realiteit. En jy kry minder huur by meer mense. Dis quality over quantity of andersom. So dis eintlik half die geval. Maar ek ken 'n paar investors wat noorde plekke vat en convert en sê maar 3 of 4 plekke en dan is dit groot plekke en hulle kry baie goeie inkomste. Maar dis nie heeltemal wat ek presies doen nie. So ek ken nie die game so goed daar nie, maar ek weet dit is, ek sal sê dis soortgelyk, dalk bietjie minder. Want ek like altyd om mense uit te call daarop, want hulle sal altyd sê Albert, ja, maar jy bly in Pretoria en dit is hoekom jy daai tipe returns kan kry, maar ek bly in Bloemfontein of ek bly in jy weet Nelspruit of ek bly in iets wat werk Welkom. reg rondom Suid-Afrika. Ek dink daar is limitations. En dit hang af weer eens, hoeveel geld spandeer jy om dit, of kom ons sê jy praat van R3,500 hier inkomste by 'n plek. Hoe moet daai plek lyk om 3,5 te kan kry? En hoeveel moes jy spandeer het om 'n 3,5 in te kry daar? So vir my gaan dit is cold hard numbers, cash on cash return. Dit is wat ek op fokus. Al die ander fancy goeders maak nie vir my saakie. So dit is maar hoe ek kyk daarna. En jy het nou so 'n bietjie deur die moed gery op pad hiernatoe. Ja. Wat sê jy sê, wat is die similar area in Bloemfontein as jy nou moet kyk na die moed en soos van okay, dis hoe dit lyk, hoe lyk, wat is 'n similar area in Bloem? Ek weet nie, ek sal nie kan sê Voel dit vir jou soos dis vir my moeilik om uit te maak wat gaan nie aan, want hier lyk dit so en dan net om die draai lyk dit so. So dit is moeilik, maar ek sou sê dit is maar half 'n Figart Park omgewing, soos ek sê is baie Afrikaanse mense. Dit lyk verseker 'n bietjie meer neighborhood-ish as wat sê maar Joburg se plekke lyk. Ja. So ja. Okay, so as mense in Figart Park is, dan kan hulle sê okay, daar's nou jy kan dit excuse, doen, jy kan dit doen in Figart Park. kan dieselfde Ja, strategie toepas. En ek ken klomp mense wat dit doen. Ek dink nie noodwendig. Kyk, as jy praat van R30,000 inkomste, dis top line. Dit beteken weer eens niks vir my nie. Hoeveel cash flow jy na al jou uitgawes as jy dit 100% leverage. Jy weet, kom ons sê is 'n R2 miljoen plek en jou rates and taxes is R2,000. Dit beteken min of meer klaar R21,000 is weg. Dan het jy ander uitgawes wat saam met dit bykom. Jy weet, kom ons sê daai plek genereer vir jou R6,000 maandeliks. Ja, wel ek maak seker al my properties doen at least R10,000. Ja, So party doen 12 en ander doen 11 of so, Ek dink maar nie minder as 10. Ja, ek dink nie dit is noodwendig moontlik in Bloemfontein om so hoë cashflow te kry net van gewone multilets nie. Maar weer eens dan kom dit daarop neer, R10,000 'n maand. Kom ons sê is fully tenanted die hele jaar, maar 12 is R120,000 gedeel deur die hoeveelheid geld wat jy moet insit. Dit is daai return on investment is wat vir my saak maak. Ja. Ja. Ja, nee, so okkupasie is jou buffer of jou bottleneck. So jy moet seker maak okkupasie is goed. Maar dis deel van die game. En ja, dis deel van as jy in daai strategie wil ingaan, moet jy seker maak jy kry daai ding reg. En dit is maar net weer eens deel van die game. Jou somme moet gebaseer wees op daai vacancy sodat jy cashflow nog steeds nadat jy account vir 2 maande solid leeg staan met jou holding costs en al daai goeders. So dit is soos met daai tenant wat jy nou of die 94 wat jy van gepraat het. Ek sien dit is baie goed, jy weet. Dit gaan gebeur. Jy moet net account vir dit op die einde van die dag. Ek het aan die begin studente gedoen. Dit ek soos heeltemal my strategie verander. Ja. So nou het ek als soos young professionals in al die huise. So dis is 'n ou, hy werk dalk by Postnet of hy's 'n manager by Spur of wat ook al en hy kry sy salaris en hy soek net 'n plek om te bly. Hy's nie getroud nie, hy het nie kinders nie. En hulle is nogal nice. Hulle is party nie so hard soos die studente nie. En hulle bly heel jaar en hulle is 'n bietjie meer verantwoordelik. Die kombuis lyk so 'n bietjie skoner en Ja, kyk, ek dink dit daar's een ou in Bloemfontein en hy doen verskriklik goed met die studente. Ek dink laas wat ons gepraat het was dit oor die 200 beddens wat hy gehad het.
En hy sê die ergste ding wat hy al gesien het is studente wat 'n oop vuur gehad het in hulle sitkamer. Verstaan? So Dis 'n braai in die sitkamer. Dink dit gou vir jouself hoe dit moes lyk en ryk. Ja. So dit is nie vir almal nie, daar is risiko betrokke, maar ek is willing om te bet dit is die highest return wat jy kan kry in eiendom, verseker. En As jy dit sou leverage. en ook vir die hoeveelheid ure wat jy moet insit, want dink nou gou as jy ek maak seker ek cashflow positief R10,000 'n maand op enige van my eiendom en dis nadat ek my bond betaal het na al my uitgawes. Nou as jy moet gaan werk vir 'n R10,000 salaris, gaan dit jou 40 ure 'n week besig hou Ja, vir 4 weke 'n maand. As jy daai tyd gaan uitwerk wat jy gaan insit om 10,000 uit te kry, dis baie ure wat jy dedicate om dit te doen. So as ek tenant my bel en sê hy het 'n oop vuur in die sitkamer of daar's iemand wat met mekaar fight en moet gaan uitsorteer of daar's 'n geyser wat lek en jy moet dit gaan vervang. Dis 2 ure wat jy moet spandeer in 3 maande. Ja. Vir dieselfde hoeveelheid inkomste. Jy weet ek kry so baie jy het net gepraat van hate op social media van mense wat sê, "Albert, nee, maar dis so baie werk en dis so baie risiko in die toiletinsblok en die geysers bars, jy weet." Dan dink ek by myself, as jy vir R10,000 'n maand gaan werk, gaan jy 40 ure besig wees 'n week. Ja. By meeste van my eiendomme was ek nog nie eens gewees in die laaste 2 jaar nie. En dit is soos Ja, dis realiteit. Dit is as ek met 2 ure insit, doen ek dit met 'n smile. Ja, nee, ek stem saam. Kyk, dit is so semi-passive soos wat jy kan kry as eiendom. Dit is maar net wat dit is. Dit is hoekom dit nog altyd en dit gaan altyd, jy weet, 'n cornerstone wees van wealth creation, want dit is die maklikste manier om jou tyd terug te koop. Jy weet, daar's 'n paar bates wat jy in kan belê en dit is eiendom. Ek bedoel, dit is nie baie harde werk nie. Ek dink aan myself. Ek kan doen wat ek wil wanneer ek wil, saam met wie ek wil, omrede my portfolio so gestructure is om my toe te laat om dit te doen. Waarmee as jy 'n business owner is of 'n entrepreneur of wat ook al, jy werk jou tyd, jy werk vir iemand, daar's ander goed waarmee jy sukkel. Waar eiendom gee jy daai, jy het nou gepraat van vryheid, maar ek sien dit meer as opsies. Jy weet, om opsies te hê is wat maak dat jy goeie geleenthede raak sien en verder kan groei. So dit is baie waar, jy weet. En ek dink sien nou maar die studente ook. Mense dalk 'n wanpersepsie van studente. Jy weet, soos die studente wat in my plekke bly is vrek ordentlik. Is mense wat goed op jy weet, hulle het 'n goeie opbrengs gehad en of soos hulle dis decent mense, jy weet, hulle is nie noodwendig mense wat oop vure maak in die sitkamer nie. Jy kry sulke goed, Ja. maar dit is en weer eens as mense hoor studenteakkommodasie dink hulle dis crazy, hoekom sal jy dit doen? Maar ek het inteendeel, ek het meer moeilikheid met my multi-let werkende mense. Soos ek target cinema in Bloemfontein rondom Mediclinics, groot hospitaal. Ook, jy weet, CBD tipe area en daar's gereeld complaints wat ek kry van die mense wat sê maar weird goeters doen of hulle raak gekeier en nooi mense in of beskadig die ding of die ou stop op daai se plek, jy weet dit is maar net geen ding wat die moeite werd is om te pursue gaan maklik wees. So daar gaan maar net daai eers gaan 'n toilet verstop wees of wat ook al. Dis maar net deel En van as jy met die tyd spandeer, dan spandeer jy dit. dis minimum. Dis deel van die journey. Ja. Okay, Louis, so wat sal jy sê is een les as jy nou kan terugdink aan jou property portfolio wat jy gebou het tot dusver, wat jy sal graag wil share met die persoon wie jy was voor jy jou eerste eiendom gekoop het. As iemand 'n podcast kyk en hulle sê, "Hey, ek wil nou in eiendomsbelegging inklim," wat is iets wat jy sal deel? Ja, kyk, ek dink ons 'n lys van goed wat ek kan deel. As ek nou moet vinnig dink, sou ek sê meeste mense begin en maak investment decisions gebaseer op emosies. En ek was presies dieselfde, daai mentaliteit van ek wil in eiendom belê want ek glo dis 'n goeie investment en ek gaan geld maak eendag. Ek praat met baie mense wat eintlik geen kennis het rondom eiendom nie, maar hulle is, jy weet, hulle glo vas dit is die beste manier om hulle geld te invest. So om nie investment decisions te maak gebaseer op emosies nie. Dis die majorste ding wat ek kan dink, as ook om net om die nommers te verstaan. Jy weet, letterlik te weet as hierdie soveel is, hoeveel gaan hierdie wees? En ek praat heeltyd van cash on cash return. Dit is letterlik 'n eenvoudigste calculation om uit te figure regtig is dit 'n goeie investment as ek kyk na die nommers. Dis iets wat ek eintlik ook maar misgekyk het toe ek begin. So ja. Ek dink dit kom alles neer op education. En dit klink altyd so cliché as mense sê education en invest in yourself en al daai tipe van goed, maar jy hoef nie vir jare en jare op te swat oor eiendom nie. Jy moet net begin en probeer jouself educate en eers leer. Ek bedoel video's soos hierdie nie almal gaan saamstem met presies wat ons sê nie, maar vat bietjie hier, vat bietjie daar, pas dit toe en probeer ten minste jouself educate. Ja.
Ja, ek like dit. Education 100%. Wat ek sou byvoeg as ek vir my jy weet, as ek vir iemand kan raad gee wat net moet begin is, ek sou sê wees baie hands-on en doen dit jouself met die eerste een. Ja. Moenie daai stap skiep nie. Baie youngsters is van okay, ek gaan nou my eerste eiendom invest, dan kry hulle 'n investor, hulle kry 'n kontrakteur, hulle connect al die parties en dan doen hulle dit. Ek dink jy verloor baie in terme van experience deur dit so te doen. Ek meen, as ek dink aan myself, ek het toe ek my eerste eiendom gedoen het, ek die hele huis self gerenoveer. So ek het pik gegrou, konkreet gegooi, bakstene gebou, gepleister, ek het die wiring en elektrisiteit en alles. Ek het die tenants self geplaas, self gewet, self die kontrakte aangegaan. Ek het die hele proses, alles van om die eiendom te koop, te renoveer, te verander, te verhuur, die inkomste, die boeke, alles het ek self gedoen. En daarmee het ek 'n idee gekry van hoe werk die hele proses. Ja. En dis iets wat ek sou voorstel saam met as ek dit kan byvoeg op jou education punt. Kry die education maar kry die experience. Ja, daai experience kan niemand van jou wegvat nie. Dit is eintlik ek sê altyd soos om te weet hoe lank 'n sekere ding moet vat voor dit klaar is vital. Want sê nou maar jy het 'n werker en jy sien hierdie ou vat lank en hierdie ou wil net nie klaar maak nie. Gaan staan langs hom en doen dit saam met hom en besef gou die fisiese arbeid of die werk wat ingesit moet word. Jy gaan vinnig of kan besluit en sien hoe hierdie ou doen actually dit reg of wat ook al. So daai experience is verseker baie belangrik. Of hy doen dit vinnig of hy doen dit te stadig. Of hy doen dit sleg en ja. Vinnig en sleg of stadig en goed. En ek het my eerste 3 properties soos dit gedoen. Ja. By die 4de en die 5de property het ek begin 'n span kry. Ja. So ek kan nou nog op site stap en dan sê ek, hoekom is daai meer nog nie klaar? Nee, hy vat 'n week om te doen en sê ek, Dan sê ek, hou my baadjie. Ja. Dan gaan ek so ek like dit om nou nog so nou en dan 'n site dag te boek. Dan gaan ek en dan gaan bou ek op site in my PT broek en my tanktop en dis vir my lekker en jy kry daai experience en jy kan ook sien hoe die span en hoe die team en ek dink dit is nogal baie voordelig om ook jou eie konstruksiespan te hê. Ja. Dan kry jy daai experience en jy verstaan hoe dit werk. Ja, en dit gaan jou baie serve in die toekoms. Ja, verseker, ek dink in dieselfde asem wil mens ook sê jy moet tog begin eers. Ek wil soos jy wat nou sê jy trek jou skoene aan en jy begin en jy doen dit. Jy weet soos wat sê jy byvoorbeeld sê as die myn ding wat mense stop of keer om te invest in eiendom. Jy weet as iemand sê nou maar jy vra en leer maar jy vat nooit aksie nie. Jy weet hoekom dink jy soos wat dink jy keer mense om letterlik net te begin? Ek dink eerstens vooropgestelde idees van wat eiendom is. Ja. Ek dink dis 'n groot ding wat mense stop. Hulle is bang om die risiko te vat of die tree te neem want hulle het 'n persepsie van wat eiendom is wat nie noodwendig realiteit is nie. En die tweede ding sal ek sê lack of education soos wat jy genoem het, want hulle weet nie wat is die volgende stap nie. Ek kry baie mense wat my WhatsApp en sê Albert, ek wil in eiendom belê, maar dan het hy 'n verkeerde persepsie van wat dit gaan wees. Hy dink hy gaan hierdie eiendom koop en hy gaan môre 'n miljonair wees. Ja. Of hy dink hy gaan die eiendom koop en hy kan hom net so uitverhuur. Ja. Want hy het nog nooit bietjie gerenoveer in 'n eiendom nie, so hy verstaan nie wat hy koop nie. En dan die tweede ding is hy weet nie wat die volgende stap nie. Hy is inactive want hy weet nie wat die volgende om te doen nie. Hy sien daai prentjie en ek dink dis 'n groot ding wat baie mense doen as hulle sien Grant Cardone of Robert Kiyosaki of hulle sien jou content of my content en hulle dink as ek vandag 'n eiendomsbelegger gaan wees, is dit wat ek gaan doen. En dan sê ek altyd soos van, maar dit is nie waar ek begin het. Ja. Moenie kyk na my portefeulje nou nie. Maar byvoorbeeld nou het ons in Agulhas in die Kaap het ek en my broer 'n 3 verdieping strandhuis wat ons daar gerenoveer het en gebou het en dit lyk beautiful en is met 'n see uitsig en dan jy weet dan kry comments. Dis wat mense soek eintlik, maar en dan is hulle soos van ek wil 'n eiendomsbelegger hê want ek wil volgende jaar daai tipe property hê. En dan is ek soos van ek het my eerste eiendom gekoop in 2012. Ja. So ek is al 13 jaar besig met hierdie. Ja, is lank. Voordat ek daardie eiendom kon koop en voordat ek die know-how gehad het om daardie eiendom te kon koop en bou en renoveer. Dit het my 13 jaar gevat. So moenie mimiek wat ek nou doen nie. Mimiek wat ek 13 jaar terug gedoen het. Ja, is waar. En dan sal jy er ook uitkom eventually. Ja. Wat sê jy is die grootste risiko met die eiendom? Dus ek wil daar's obviously klomp risiko. Wat dink jy is die grootste risiko? Ek dink die grootste risiko wat jy kan kry is as jy uit cashflow uithardloop. Baie ouens maak daai fout met eiendom. Hulle overinvest.
Hulle sit te veel geld in, hulle hou nie genoeg emergency fonds nie. Ja. Hulle gaan 'n lening aan wat te veel van hulle vereis. Die grootste risiko is jy uit cashflow uithardloop. Jy kan vir 10 jaar 'n eiendom renovate, 'n ander eiendom werk, 'n eiendom portefeulje bou en jy kan dit in 1 jaar as jy 3 debit orders mis. Verloor. Ja, ek dink dit kom eintlik ek een stap terug sou ek sê soos jou huurder. Want dis eintlik jou blood flow na jou cash flow toe. En ek dink dis nogals 'n fout wat of dit is letterlik altyd mense sal sê hier is nie gegarandeer in Suid-Afrika. Nee, dit is nie. Maar enige investment het risiko's. Dit kom daarop neer jou inkomste is letterlik 'n ander persoon. Dis iemand anderste wat sy hard verdiende geld vat en jou betaal of dit studente is, die government, private huurders wat ook al, dit is letterlik iemand wat hulle geld vat en oorplaas aan jou toe. So. En dis 'n mens. Dis En 'n mens is baie risky. Ja. Enige mens is baie riskant. Ek dink jy kan dit mitigate deur proper finances te doen. Nou, kom ons vat nou weer COVID tydperk. Ek het 'n emergency fund gehad van 6 maande. Wat beteken ek kan al my bonds betaal, ek kan al my onkoste dra vir 6 maande indien iets sou verkeerd gaan. En dit was nie genoeg nie. Jy weet, COVID het toe langer aangehou. Ek dink COVID het 2 jaar en 'n half aangehou wat ook al. So as jy nie jou cashflow reg manage en jy het nie jou finances in plek nie, kan jy hierdie amazing portefeulje bou en dan drop 'n huurder of 2 jou. Ja. En jy het nie emergency fonds nie, dan is jy nie moeilik. Ja, dis crazy. En dis kan nie, obviously, kan nie so goed predict nie, maar as ek nou dink ook aan jou average ou wat wil belê in eiendom, hy kan heel moontlik nie jy weet 2 maande se uitgawes betaal sonder om 'n inkomste te kry nie. En dis eintlik wat ek nou gesê het toe jy gevra het oor jy weet advies vir mense wat begin. Ek dink nie noodwendig eiendom is die beste manier om geld te maak nie. Ek dink wel eiendom is een van die beste maniere om geld te laat groei en om dit te beskerm oor 'n lang termyn. Want wat baie keer gebeur is mense doen dalk sleg in hulle karier of wat ook al en hy is half desperaat en hy wil hierdie portfolio bou met die idee van dit is wat vir hom vryheid gaan gee. Maar realisties, ek bedoel dink hoe lank gaan jy vat om kom ons sê verloor nou al so nag en jy moet 'n 6 maande reserve opbou. Hoe gaan jy dit doen? Jy gaan moet 'n inkomste genereer besides jou property. En dis wat die probleem is met mense, hulle het nie reserves nie. En letterlik om 'n cash reserve te mitigate amper al jou risiko's. Jy moet net reserves hê. So dis eintlik so eenvoudig. Ja, en ek meen as jy kyk na my eie storie, ek het nie begin met eiendom nie. Ja, nee. Ek het begin met my konstruksiebesigheidjie op hoërskool. Ja, besigheid. So besigheid. Ja. En daar het ek mense se dakke opgesit, ek het concrete slabs gegooi, ek het die heining geverf, ek het mure geverf, ek het afdakke gebou. Dis hoe ek originally my geld gekry het om my eerste eiendom, want nou gaan ek sit ons in meetings en dan sê ek my eerste eiendom gekoop toe ek 19 jaar oud was en dan is mense soos van okay, wag, is dit hoe jy begin het? Dis nie hoe ek begin het nie. Hoe ek begin het is ek het mure geverf en afdakke gebou en dit het vir my genoeg geld gemaak om die eerste eiendom te koop toe ek 19 was en toe het ek iets om te leverage. Ja. So ek stem 100% saam met jou. Eiendom is 'n goeie plek om geld te stoor, maar jy moet iets anders soos 'n besigheid of 'n income hê om die geld te maak om daar te wees. En ek sou sê jy moet nie in die eiendom inklim as jy nie at least die paaiement waarvoor jy nou gaan opsign kan betaal vir 3 maande as iets so verkeerd gaan nie. Ja. Ja, ek bedoel, nou soos jy sê met COVID, 3 maande, 6 maande was dit genoeg nie. So. Ja, ek het 6 maande gehad, dit was nie genoeg nie. So, jy weet, toe moes ek vir my ander besighede ook vat. So ek sou sê, dis maar wat ek sou sê is die ding wat mense mis. Ja. Nou, hopelik gebeur dit nie weer nie. Ja, ons spreek dit. Ja. 'n laaste ding wat ek sou net wou weet by jou is jy het nou hierdie multilets, jy het jou portefeulje. Wat is die crazieste storie wat jy kan vertel oor wat jy al geencounter het met tenants, suppliers, werkers, iets crazy wat al gebeur het as 'n eiendomsbelegger? Ja, ek dink ek is gelukkig om dan nog nie te crazy goed gehad het nie. Ek dink een van die dinge wat ek nou aan kan dink is ek het 'n flat gekoop en ons was besig om hom te renovate en hy was net reg vir huurders, foto's is geneem en ek stuur toe 'n span in om hom skoon te maak en die area het toe nie water nie en die mense gaan in, hulle laat weet my hoorie daar's nie water nie en die volgende dag bel die terreinbestuurder my en sê hoorie die water loop uit jou flat uit. Toe het die mense wat gaan skoonmaak het al die krane voluit oopgedraai en die poppe in die wasbak en in die bad gesit en toe die water letterlik net die hele plek gevul het.
So ja, dit was nogals terrible. Dit was al matte en Daar teels. was daarom die hele plek was uitgeteel, Okay. skirtings geteel gehad. So ons gelukkig actually niks skade nie, maar dit was nogals 'n nagmerrie om die water daar uit te kry. Dit was letterlik so hoog in die hele flat. So dit was terrible. Maar ja, ek weet nie wat jy so storie. Ek het 'n similar storie oor water. Ek het by my eie huis waar ek bly, het ek seker gemaak die hele vloer van die hele huis is perfectly level. Okay. Want ek wil van daai robot stofsuigertjies insit dat hy die hele huis vol kan ry. So ek het seker gemaak die hele vloer is level. En toe het die wasmasjien se kraantjie gegaan. Jy kry mos hierdie kraantjies wat net so hy's of wat stopkraantjie ja. Pewter tipe, hy's nie staal of hy's so 'n ander tipe Dis plastic of wat. ja, whatever. En hy het dit gebreek en toe begin die water uitloop en toe ek by die huis uitkom toe loop al water by my garage uit. Want my hele vloer is level, so die hele huis het soos gelyk water opgetel. Jy weet en water loop in my vloer dat dis 'n squishy situasie. Nee, so ek het by een van my huise, dis die eerste multiled wat ek gehad het ons vir 'n ouetjie in die flat agter gesê ons sit sy deur opgesit en so en hy het gesê soek 'n safety gate. Dis ons okay, ons kan vir jou 'n safety gate opsit en ons sit vir hom 'n safety gate op want hy's bang vir skelms en so. En toe ons wegstap, my pa het my gehelp die dag en my broer, ek het hulle altyd op naweek ingekry om my te help met die goed maintenance. En my pa sê vir die ouetjie, hoorie, hierdie gate is nou hier, hy's sterk. En die ouetjie sê, is hy regtig sterk genoeg? Soos gaan hy 'n skelm uithou? En my pa sê van, ja, wel, jy kan hom probeer aftrek, hy is vas. Maar hy het dit so half gesê, nonchalant. Ja. Daai aand kry ek 'n oproep, hoorie, die safety gate is af. Ek sê van, hoe bedoel jy? Hy sê van, jou pa het gesê ek moet probeer om te kyk of ek hom kan afbreek. Breek die ou ding af. Dit is hy letterlik 'n crowbar daarin. Hy het die hele safety gate uit die muur uit gebreek met 'n hamer met 'n crowbar en als want hy het dit letterlik opgevat dat hy met die safety gate toets. So dis een van die goed wat ek al gehad het. 'n Ander een wat ek gehad het was 'n ou wat baie geld geërf het skielik. Toe gaan koop hy 'n R1 motorfiets en 'n paar middels en toe raak hy hoog en ry op die motorfiets. En toe begin die polisie hom jag. En dis is 'n hele polisie konvooi met soos 5 karre en 'n helikopter in die lug. En toe dog hy dis nice om na sy kamer toe te kom waar hy by my hier. En toe kom hy in die property in en hy maak die deur toe en hy sit binne die kamer. Dis al letterlik helikopter met ligte wat op my property skyn, polisiemanne almal, hulle het in die huis gegaan, hulle het al die tenants uitgehaal, hulle in 'n ry laat staan. Hulle geondersoek, hulle kamers geondersoek. Ja, kan my oproep imagine. Dit was Ja. en al die bure kom uit in die straat want dis 'n groot lig wat van die helikopter af skyn op die property. So dis 'n crazy storie wat op my gebeur het. Maar op die einde van die dag is dit all worth it. Ja, Dit is een aand van my lewe wat Ja. chaos was. En die res van die aand het ek goeie geld gemaak. So. Ja, nee, wel dan, dit is awesome. Dit was lekker om met jou te gesels vandag. Ek hoop ons audience het baie goeie content gekry en baie lesse geleer het. En dit is lekker om ook 'n ander storie te hoor oor eiendom en ook te kyk en te sien van jou perspektief af hoe jy na eiendom kyk en 'n paar lesse wat jy geleer het en tips wat jy kan deel. So ja, Cool. lekker om jy op die pot gooi te hê. Ja, dankie. Dis lekker. Nee, mooi.